Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, hy wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Genade, barmhartigheid en vrede aan God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, en die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, en ons sing Psalm 91. Daarvan sing ons die 7de en die 8ste strofes. In vers 7 sing ons in die laaste deel van hierdie strofe: Hy het my lief, hom maak ek vry, wat dierbaar in my oog is. Ek waak oor hom, want hy bely my naam, wat sterk en hoog is. Psalm 91, 7 en 8, en daarna gaan ons geloof saam lei. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees saam die Here se 10 verbondswoorde uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. En jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verred mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van die naaste is. Ons antwoord, sal ons Psalm 130, daarvan die eerste 2 strofes. Daarna gaan ons saam bid. U doen groot dinge aan ons, dat U die verlange in ons wek
wyse, verstandige mense verberg. En die kleintjies en die kindertjies openbaar U dit. Die eenvoudig is. Ja, as ons besef, die grootes, die belangrike mense, geer somtyds U te ken, U te dien. Hier mag ons wees vanoggend, saam te kom U te aanbid, saam te kom rondom U woord, Heer, deur U kragtige werk en deur die Heilige Gees gekom en saad in ons geplant, wat nie kan vergaan nie. U het 'n nuwe geboorte geskenk, U het in die duisternis lig gebring, soos wat U geskep het, in die duisternis lig gebring het, so het U in ons duistere harte lig gebring, en U het ons kom nuut maak. Al die eer kom U toe, Here, vir ons wedergeboorte. Dis net U so groot werk om gedoen het. En U wil ons al die eer gee, Here. Wil U ons hierdie pad wat U met ons begin stap het, verder saam met ons wandel, soos wat U ook beloof in die woord, dat U met ons is. Wil U so met ons wandel, deur die Gees in ons woon en werk. Stap met ons op die pad van heiligmaking, want ons wil U ken. Ons wil in afhanklikheid van U lewe. Ons wil besef hoe lewensnoodsaaklik ons U het. Ons wil nederig, sagmoedig wees. Tog ook bruikbare instrumente in U hand. Mag U ons nou voed. Here, wil U die skape laat wy? Ons bid dit, ons Here Jesus Christus se naam. Die groot Herder, ons Herder. Amen. Psalm 89, ons daar van die eerste en die 13de strofe sing. Die 13de vers, ons sing dat die Here hulle met sy strenge roede straf, streng tref hy hulle boosheid, maar nogtans sal die Here altyd getrou bly aan sy verbond. Dit gaan ons ook lees in die gang. Psalm 89, die eerste en die 13de vers.
Ons gaan voort, broer en suster, met ons reeksprediking uit Micha. Ons staan vanoggend stil by Micha, hoofstuk 4 se laaste vers en die eerste vers van hoofstuk 5. Ons lees saam Micha 4 vanaf vers 9. Vorige week het ons het genoem dat daar die 3 noue is van vers 9 en vers 11 en vers 14. Ons gaan dit ook weer saam lees, maar vooral staan ons stil by die laaste een, vers 14 en dan hoofstuk 5 se eerste vers. Ons lees saam Micha 4 vanaf vers 9 en dan gaan ons ook enkele vers uit Efesiërs hoofstuk 2 lees. Micha 4 vanaf vers 9. Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het, soos een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom. Daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou verlos uit die hand van jou vyande. En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat haar ontheilig word, en laat ons ook met welgevalle neersien op Sion. Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie. En hulle verstaan nie sy besluit nie. Dat hulle versamel het, soos scherpe op die dorsvloer. Staan op die dors, o dogter van Sion, wat ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper. En jy sal baie volke fyn trap. En jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde. Nou sal jy by hope by mekaar moet kom, o dogter van krygsbendes. Die vyand het 'n wal teen ons opgegooi. Met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kakebeen. En jy, Beth-Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy 'n prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here en die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon. Want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hy sal vrede wees. Wanneer Asser in ons land kom en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja, 8 vorste uit die mense. En hulle sal die land Asser met die swaard afwy en die land van Nimrod by sy ingange. So sal hy ons dan van Asser bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree. Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees soos dou van die Here, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie, terwille van geen mense kunt vertoef nie. En die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder proppe kleinvee. Wat? As hy deurtrek, vertrap en verskeur sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teestanders verhewe wees en al jou vyande sal uitgeroei word. En in die dag, spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitroei en jou strydwaans vernietig. Ook sal ek uitroei die stede van jou land en al jou vestings afbreek. Verder sal ek uitroei die towery uit jou hand en jy sal geen goelaars meer hê. En ek sal uit jou midde uitroei jou gesneede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het. Tot sover. Kom ons blaai op na Efesiërs 2 toe. Ons lees daar vanaf vers 11 tot 18. Daarom,
Efesiërs 2 vers 11, daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene uit die vlees en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insetting bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Al vers 14, hy is ons vrede. Verder word het ook weer genoem in hierdie verse. Evangelie van vrede. Hy is ons vrede, en hy die skeidsmuur kom afbreek. Hy het een gemaak. Jy weet, die vrou wat klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees. Een wat die heerser in Israel sal wees. Mens kry in Genesis 1 die besondere aankomst oor die skepping te heers. Mens moes heers die skepping. Die mens moes ook vrugbaar wees en vermeerder. En oor die hele aarde moes Adam sy nageslag gewoon het, soos wat dit nou immers is. Adam sy nageslag is oor die hele aarde. As dit een groot verskil tussen toe en nou. En Adam sal die mens een groot eenheid gewees het reg oor die aarde. Dit soos wat ons gelees het in Efesiërs 2, Adam sal die mens een groot eenheid gewees het reg oor die aarde, daar sal 'n vrede gewees het oor die aarde tussen mense, daar sal inderdaad een groot vrederyk gewees het op hierdie aarde, soos wat Micha profeteer, in Micha 4 en 5, in die hele 2 hoofstukke van Micha, hoor ons dit telke male weer. Daardie vrederyk sou gewees het oor die aarde, en dit sou gewees het, want Adam het met God gewandel. Dalk andersom, God het tussen die mens omwandel. God het nie net die mens geskep en die mens oorgelaat in homself nie. God het met die mens gewandel. Hy het onder die mens gewoon. Daar was 'n verbondsverhouding gewees tussen God en die mens. Verbond van vrede. Was vrede tussen God en mens. God was onder die mens en hy was in die mens. God se koninkryk was op hierdie aarde, dit was die mense. Anders gesê, die mens se koninkryk en God se koninkryk was een en dieselfde op hierdie aarde. Mens se koninkryk en God se koninkryk was een en dieselfde op hierdie aarde. Maar toe kom die verwoesting van die sonde. En onmiddellik is die vrede weg. En die mense angswerk op hierdie aarde gaan nou gepaard met swaar kry en verdrukking. Die Here se onbeskryflike genade lees ons dit in die Ou Testament, bietjie vir bietjie, dan kom die Here in hierdie swaar kry en in hierdie verdrukking kom bring die Here stadig aan herstel in hierdie koninkryk. Hy rig sy verbond met Abraham op. En hy gee vir hom die belofte dat in hom al die geslagte van die aarde geseën sal wees. Vrederyk reg oor die wêreld. Abraham sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Met Moses rig die Here hierdie verbond weer verder op. En nou is daar al 'n volk en die Here kom en dan openbaar hy sy wil aan die mens daarso in terme van die 10 verbondswoorde.
troon sal sit. Die koningskap word aan Dawid bevestig deur 'n belofte van die Here self. Ons het ook daarvan gesing, Psalm 89. Asof vir altyd sal daar een wees wat op die troon sal sit en regeer. En die Here sê, beloof hy sal wees in die geslag van Dawid. Broer en suster, is niks anders nie as die Here wat sy koninkryk beloof op hierdie aarde. Sien jy die herstel wat die Here begin bring, stadig maar seker. Beloof sy koninkryk op hierdie aarde. Daar sal 'n koning wees en hy sal regeer oor 'n ryk en hy sal onderdane hê. Die verbond met Dawid is die koms van die koninkryk op hierdie aarde. Waar word het al sy kiem al begin het? Ons sal 'n ryk wees en die heerser oor daardie ryk. Vir die Here se volk was dit natuurlik baie groot beloftes gewees. Maar die kloue van die sonde het natuurlik nie uitgebly nie. Nie te lank nie, die volk skeer in twee. Hoe groot was dit nie? Hulle moes een volk gewees het, onder hierdie een heerser, onder hierdie een koning. En die profete van die Ou Testament lees ons telke male God se wil hier omtree dat die volk een eenheid moes wees. Hulle moes een Israel wees. Die ryk en die ryke Israel en Juda, waar hulle geskeer het, 10 stammeryk en 2 stammeryk, hulle word gekenmerk deur baie oorlog. Die kloue van die sonde het nie uitgebly nie. Die maat van hulle sondes, die maatemmer van hulle sondes word vol. En hulle terg en hulle vertoren die Here met hulle sonde. En die uiteinde, miskien dit baie goed, was ballingskap. Vir die noordryk en vir die suidryk. Vir Israel en Juda, ballingskap. Dis die uiteinde. Kom ons kom nou spesifiek by ons teksgedeelte wat ons gelees het. In Micha 4, vers 14. Soos ons genoem het, lees ons daar in die derde nou van hierdie gedeelte. Vorige week het ons by die eerste 2 stilgestaan en daar het ons klaar die struktuur gesien. Vers 9, 10 is die eerste nou. Nou is daar verdrukking en swaar kry en ellende. En ook weer in vers 11, en nou is daar weer swaar kry, nasies vergader rondom hulle. Hulle gaan in ballingskap, hulle vyande is teen hulle vyande is gereed om hulle te verkleineer en te ontheilig. En dan die derde nou, is vers 14. Vir elkeen van hierdie noue bring die Here ook troos. Kyk maar aan die einde van vers 10. Waar sal die Here verlos? Waar sal die Here red? Kyk vers 12 en vers 13. Die Here gaan hulle horing yster maak. Hulle gaan hulle vyande vertrap. Vers 14 is weer die nou en ook die verlossing in hoofstuk 5 se eerste verse. Eers die begin, vers 14, die nou, hulle omstandighede van nou word genoem. Nou is hulle omstandighede weer swaar kry en verdrukking en ellende. Maar dit moet hulle hoor. Hulle moet dit hoor. Hulle kan nie die besondere boodskap van hoop en goeie nuus hoor, as hulle nie hulle diepe ellende en hulle hopeloosheid in hulle self besef nie. Hulle moet die gewigtigheid van hulle situasie besef sonder die Here. En hulle sondes van hoofstuk 1 tot 3 is hierdie die gevolg, die nou. Vers 14 se begin is eintlik 2 keer dieselfde woord. Dit is amper iets asof daar staan van, nou sal jy oorlog moet maak, o dogter van oorlog. Daar staan ook die vyand gooi 'n wal teen ons. Met ander woorde, die vyand omsingel hulle. Die vyand gooi 'n wal teen hulle, hulle word deur hulle vyand ingeneem.
dan eindig vers 14, met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kakebeen. Kyk wat word van hulle koning. Kan jy dit indink? Koning word met 'n stok op die kakebeen geslaan. As geen manier wat hy homself kan verdedig nie. Hy kan nie eers sy eie gesig verdedig nie. Waarskynlik word hy in kettinge geboei, weggevat na 'n ander land toe, slaan hulle hom op die kakebeen. Koning, wat 'n vernedering. Op die kakebeen word hy geslaan. Miskien die vernedering met die plathand of met die vuis. Die gesig geslaan te word. Deur die gesig geklap te word. Miskien die vernedering, want dit is 'n groot vernedering. Maar dit word geprofeteer, die Here se volk. Dis die Here se volk. Dis Israel se nou. Weet jy sulke ellende, geliefde? Sulke vernedering, waar daar vir jou niks meer oor is nie. Waar jy nie meer 'n voet het om op te staan nie. Die Here se volk het geen rede tot sekerheid in haarself gehad nie. Vers 2 dat die Here hulle prys gegee het. Dis oorgee. Kan amper sê, die Here gee haar oor aan haar eie skies. Miskien hierdie woord, haar eie beplannings en haar eie goed wat hulle doen. Dis wat hulle eie optrede tot gevolg gehad het. Ons moet besef, dat bring ons oor onsself, liewe broer en suster, in Romeine 1 word 3 keer genoem dat die Here die mens oorgegee het aan hulle self. Dis die Here se oordeel. Hy gee die mens oor op sy eie sondige begeertes. Ons werklik geen sekerheid in onsself, en daar's nie hoop en krag in ons nie. Mag hierdie alle hoogmoed en mag hierdie alle trotsheid by ons wegvat. Ons het niks bygedra nie. Behalwe om met 'n stok op die kakebeen geslaan te word. Dis wat ons wil doen. Met 'n stok op die kakebeen geslaan te word. Broer en suster, die Here wil ons nie verpletter nie. Glad nie. Glad nie. Mag ons nie vir die Here kwaad word nie. Ons memoreer en ons kla dalk teenoor die Here. Maar kla ons ook teenoor onsself. Kyk jou broer en suster, kyk wat gee die Here vir sy volk. Die Here gee vir sy volk die wonderlikste beloftes om aan vas te hou. Nou moet ons nie hierdie omstandighede van die volk mooi in gedagte hou. Hulle is besig met oorlog en vyande wat hulle omring en is plek swaar en is ballingskapsake wat vir hulle voorlê. Maar die Here beloof vir hulle 'n besondere, magtige en 'n kragtige heerser. Dis wat die Here vir hulle beloof. Jy Bethlehem, jy huis van brood, dis wat Bethlehem beteken. Jy Efrata, jy vrugbaarheid, dis wat Efrata beteken. Uit jou klein dorpie waar daar omtrent niemand bly nie, uit jou put sonder water, uit jou valwater, uit so 'n plekkie sê die Here vir hom, sal daar vir hom 'n heerser opgewek word. Hierdie volk natuurlik onmiddellik wat terugdink aan Dawid. Dit was die dorpie waaruit Dawid, hulle groot koning, waar dit die groot vrederyk onder Dawid en Salomo was. Dawid is gebore in Bethlehem. Onmiddellik dink die volk terug aan hulle koning Dawid. Hy was natuurlik ook die mees ondenkbare een. Hy was die kleinste, hy was die jongste seun van Isaai, die swakste, hy was maar 'n skaapwagtertjie uit hierdie baie klein dorpie. Hy was die een wat die Here opgewek het, maar die Here gesalf het as koning. Nou sien die volk daarvan niks meer, dit is nou net oorlog en is vernietiging. En naderhand is daar geen troon, geen regerder meer. Maar hiervan mag hulle seker wees. Daar gaan 'n heerser Israel wees
uit jou Bethlehem Efrata sal hy kom. Wat was hierdie nie vir die volk beteken het nie? Die dorpie, klein Bethlehem, was dalk nie eers meer in hulle besit nie. Die dorpie was al afgebrand, dit was al 'n pynhoop gewees. Maar die Here sê, daardie dorpie, gaan daar iemand, hy is die Heers groot kom. Groot heerser. Nou lyk dit vir hulle dalk soos 'n pynhoop. Woord wat so baie opvallend is die woordjie vir my in Hoofstuk 5 vers 1. Ek sal vir my die heerser opwek. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser is. Nou nie eens oorspronklike taal word hierdie woord in die sinskonstruksie baie beklemtoon. Met ander woorde, hierdie heerser sal vir God self wees. Die Vader sal 'n heerser beskik heel eerste vir homself. Ons maak so maklike fout om te dink dat die Here daar is vir ons, bedoelende dat hy daar is sodat ons hom kan gebruik vir ons doel en vir ons hulp. Asof die Here in ons dinge moet inpas. Die Here moet my nou help met my plan en my koninkryk. Maar hier lees ons die Here gee die heerser vir homself. Hy rig sy koninkryk op. Dit gaan oor die Here se heerlikheid, dit gaan oor sy wil. Dit gaan oor die Here wat onder ons wil woon en in ons wil woon vir homself. Vir sy eer. En as ons by hom inval, dan is dit blydskap, vreugde en vrede. As God by ons inval, as so iets enigstens moontlik sou wees, is dit 'n massiewe ellende. God rig 'n heerser vir homself op. Dan lees ons die grootheid van hierdie heerser. Daar is die einde van vers 1. Sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Hy was nie skielik iets niets gewees nie. Hy's lank terug al beloof. Inderdaad, alreeds in Genesis. Hy is al daar, ook van ewigheid af. Wat 'n groot heerser, word nie vir hulle beloof nie. Hy was nie 'n doodplan gewees nie. Hierdie heerser was nie 'n doodoplossing vir iets wat iewers fout gegaan het nie. Ja, dis nie hoe hierdie heerser was nie. Hierdie heerser lees ons dat die volk van die Here weer onder hom versamel sal word. Aan die einde van vers 2. Die oorblyfsel van sy broer sal saam met die kinders van Israel, dis in die noordelike ryk, saam sal hulle terugkeer. So hoor dit die ander profete ook, die verlange van die volk om weer een volk te wees. Verder lees ons hulle heerser sal hulle soos 'n goeie herder laat wei. Dit lees ons in vers 3. Die krag van die Here sal hierdie heerser hulle oppas en hy sal hulle kos gee en hy sal hulle voed en hulle dors les. Ek jou net in broer en suster, 'n koning wat al die gesag het en 'n koning wat al die krag het om sy onderdane werklik behoorlik te kan versorg en hulle te kan beskerm. Hy sal met 'n ferm hand regeer en met 'n goeie hand. Sy onderdane word nie sy slawe nie, en hy is nie 'n tiran wat oor hulle heers en regeer soos 'n tiran nie. Ons lees daar gaan rustigheid wees in vers 3. Sy onderdane gaan in rus en vrede kan woon en werk en lees in sy grootheid, omdat hy so 'n groot heerser is. Gaan hulle rustig kan woon en werk en lees. Dan aan die begin van vers 4 lees ons, hy sal hulle vrede wees. Hy sal hulle vrede wees. Jesaja het ook van hierdie vredevors profeteer, wat vir die volk troos, tot hoop sal wees. Hierdie groot vredevors, die vrede wat hy bring,
Is nie polities van aard nie. En is ook nie ekonomies van aard nie. Natuurlik hierdie vrede wat hy bring, wat hierdie groot heerser bring, dit het alles te bepaal vir die politiek en vir die ekonomie. Die politiek van die dag en die ekonomie van die dag is ook onder hom en is ook onder sy heerskappy. Mag ons dit maar mooi vashou. Christus alles te maak het met die politiek, met die ekonomie. Maar hy is nie politieke heerser. Weldoener. Sy groot vrede is teen die stryd van die sonde en die eie ek. Ons lees iets hiervan onder andere, waar 'n plek sal ons dit lees, maar ook in Jesaja 48. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sal jou vrede gewees het, soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Die lees ons vrede gaan saam met die Here se gebooie. Vrede is teenoor sonde. Vrede is nie die afwesigheid van oorlog nie. Baie keer dink ons as daar nie oorlog is nie, dan is daar vrede, maar dit is nie noodwendig so nie. Vrede is teenoor sonde. Hy sal vrede wees. Maar die vrede wat hy bring, beteken wel ook dat hy natuurlik sy vyande moet oorwin en hulle ongedaan moet maak. Vir die volk aan wie Micha die woord van die Here bring, was dit in hulle tyd veral die Assiriese mag gewees wat oor hulle geheers het. Dit lees ons dan in verse 4 en 5. Ons lees ook daar van die land van Nimrod in vers 5. En dit is 'n baie algemene term vir die hele gebied waar in die noordryk van Assirië en Babel. Hierdeur word is eintlik al die Here se vyande genoem. Van Nimrod lees ons ook al reeds in Genesis 10, vers 8 en 9. Daar lees ons Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was geweldige jagter voor die aangesig van die Here, daarom sê hulle, soos Nimrod 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Maar ook hierdie groot vyand sal nie kan standhou voor die Here nie. Broers, is dit hierdie profesie van Micha is by die meeste van ons nie onbekend nie. En jy, Bethlehem Efrata, klein te wees onder die geslagte. In Matteus 2 lees ons dat hierdie ontzagwekkende heerser inderdaad gebore is in die klein dorpie Bethlehem. En aan antwoord die skrifgeleerdes lees ons daar in Matteus 2, die skrifgeleerdes antwoord vir koning Herodes, juist in hierdie vers in Micha 5, waar sal die groot koning gebore word? En hy is gebore, hierdie groot heerser. En hy kom bou 'n allemintige koninkryk opreg oor die wêreld. Die mense moes in Adam geheers het oor die ganse skepping. En Christus kom doen juist dit, hy bewerk juist dit. Hy kom bou 'n allemintige koninkryk opreg oor die wêreld. In Efesiërs 2 het ons gelees dat Christus die skeidsmuur tussen die Jood en die Griek kom afbreek het. Dis nie meer net die Jood wat by die volk van God is nie. God se volk word nou een reg oor die wêreld. Kyk wat het ons Here Jesus Christus kom bewerk, broer en suster. Sy koninkryk is nou tot aan die eindes van die aarde. En die volke wat nog nie hierdie evangelie gehoor het, hulle sal baie waarskynlik ook binnekort hoor. Ons het dit gelees in Efesiërs 2. Hy is werklik ons vrede, hierdie heerser Christus. Hy is ons vrede. Sien jou groot heerser Jesus Christus raak, geliefde, wat by mekaar bring en wat vrede gee. Hierdie groot heerser, Here Jesus Christus, mense, hy word werklik op die kakebeen geslaan. Kan jy dit indink? Hulle sit 'n kroon van dorings op sy kop, hulle spoeg op hom, en hulle neem die riep en slaan hom op sy hoof. Lees dit in Matteus 27. Hierdie groot heerser,
daartoe, dat hulle met 'n stok op die kakebeen slaan. Sy massiewe grootheid sien ons raak. As hy homself gee. Dit soos hy gee homself op daai kruis. Gee homself. Die heerser offer homself op in sy grootheid. Daar hang die groot heerser, daar hang hy, op die kruis. Om sy volk te laat wy. In sy oneindige krag gee hierdie heerser homself sodat ek en jy kan leef vir sy koningskap en vir sy regering. Ons is dis waar ons koning se grootheid raak sien. En die feit dat hy homself offer op 'n kruis om vervloek te word, sodat ek en jy rustig en in vrede saam mag woon. Hy maak ons lief. Net hy is ons vrede. Hy betaal die offer wat nodig is vir ons sondes, sodat ons werklik vrede kan hê. Ken jy hierdie vrede, broer en suster? Ken jy die vrede van jou sonde wat betaal is? Wat uitgeskryf, wat weg is? Weg. As lewe. Die groot juk en die las van my sonde is weg. Ons kragtige Here Jesus Christus, ons sterke God, ons vrede vors, hy het sy krag betoon, die kruis daar op Golgotha, dat ons kan lewe. Hierdie heerser opgestaan het uit die doodheid, toe gaan sit hy op sy troon in die hemele, aan die regterhand van sy Vader. Dan stort hy sy gees uit, en dan begin die grootheid van hierdie offer uit te kring die wêreld oor. En so kom daar totale vreemdes tot geloof, selfs 'n klein dorpie soos Valwater. Ons. Dis ons te gering. En nie eintlik iets op die kaart nie. Mag ons aan onsself dink as niks seggend en niks werd nie, te klein of te min. Broer en suster, in die Here Jesus Christus alleen en in die werk van sy Heilige Gees alleen, mag ons nie so dink nie. Want wie ook al 'n onderdaan is van die groot heerser wat daar kan wees, hy is 'n amptdraer van die grootste koning wat daar kan wees. En dis 'n groot roeping, en dis 'n groot eer. Groot roeping. Nou alles lyk dalk of dit nou weggooi. Ek voel dit vir jou of ons nou in 'n ballingskaptyd is. Vers 14. Ek voel dit vir jou of ons deur die vyand totaal omring word. Vers 14. Ek voel dit vir jou in jou persoonlike lewe so. En jou vyande, en jou omstandighede. Miskien mag dit ook selfs 'n werklikheid wees. Maar dis verseker nie die laaste woord nie. Daar's 'n heerser, en hy's 'n baie groot heerser, en hy laat sy skape wy in sy mag en in sy krag. Word deur die herder, die heerser, die vredevors, word deur hom gevoed, geliefde. Hoor die laaste 2 verse, Romeine 8 vers 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe, vrede. Romeine 16 vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrys. Al lyk dit nou miskien heeltemal anders, mag ons die evangelie hoor van die heerser wat saambring en wat vrede gee. Amen. Ons sing weer hier Psalm 89. Vers 14 en 15 hierdie keer. In 15 sing ons juist
dit. En nou, jy het verstoot, jy het in toren verag hom wat gesalf was. In hierdie vers sing ons van die verwoesting nou, maar tog in hierdie vorige vers 14 mag ons sing van God se getroue verbondswoord, dat Dawid se troon en sy heerskappy oneindig sal wees. Heerser Christus sal op sy troon oorwinnend gaan sit, en daar sal 'n koninkryk daarom wees. Dit is nou ook alweer so. Psalm 89, 14 en 15, daarna gaan ons saam met dit.
kom nie maklik nie. Jy is altyd getrou. Ons is in onsself slawe drywers, maar is 'n God van genade. As ons eie God is dit vir ons verskriklik. Gee ons nog nie oor, gee ons nog nie prys aan onsself nie. U seën ons met baie seëninge, die seëninge in die hemele in Christus, geloof, wedergeboorte, die Heilige Gees. Ons mag die onderkonings wees op hierdie aarde. U gee ons bevryding, verlossing van sonde. U gee ons hoop, krag, eer, dit alles in Uself wat U vir ons gee. Dankie dat ons in U mag gerus in hierdie dag en in U woord. Mag ons rus van ons sondes, mag ons ook dink deur die genade aan die ewige rus, waar daar U gaan wees, waar ons op die nuwe hemel en die nuwe aarde gewoon en werk, volkome in U. Lei ons, o Here, dat ons al ons aardse seëninge wat U vir ons gee, dat ons dit aan U sal offer. Vader, mag hierdie werksweek wat ons ingaan, ook so U eer en U verheerlik gee, U wat nodig is daarvoor, o Here, dat U geëer mag word in alles wat ons dink en doen en sê in hierdie week. Mag elke haarbreedte van ons lewe onder die koningskap van ons Heerser in Christus kom. Vul ons met die Heilige Gees, o Here. U mag ons moedig en hoopvol in Christus, ons groot Heerser, gaan werk. In sy naam bid ons dit. Amen. Psalm 71, daarvan verse 1 en 9. In vers 9, voel my sterk aan U verbonde, my mond vind tot U lof gedierig ryker stof. Daar's gedierig weer meer en meer dinge waarvoor ek die Here kan loof. U redding meld ek elke stonde. Stonde is elke uur of elke tydstuk, elke oomblik. U redding meld ek verkondig dit, ek praat daaroor, ek spreek dit elke oomblik. Al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat. 71 en 9, en ek steek die Here ons weg in sy seën. Christmas.
Here sal jou seën, jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genade wys. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy